Maak die oogies toe. Dankie Here dat ons voor U kan staan vanoggend. Dankie dat U vir ons die gewag het vanoggend. En dankie dat ons aan die voete kan sit en hierdie uur met U spandeer. Dankie dat U dit in ons hart gedruk het en dat U ons in die gewoonte gebring het om soos dit U gewoonte was, by die kerk te wees op 'n Sabbat. Seën elke een wat gekom het. Mag ons die warmte van U nabyheid en van U woorde vanoggend ervaar. En mag ons ook inpak in ons harte om te gaan uitdeel daar in 'n donker wêreld waar U liefde en warmte nie bestaan nie. Seën ons samesyn. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek nooi uit om saam te blaai vir ons skriftuur vanoggend en ons blaai na die Psalms vanoggend. Maklik om te kry, so half in die middel van die boek, van die groot boek. En as jy dan nog sukkel, dan kyk jy voorin waar hy is. En as jy dan nog sukkel, dan luister jy net. Psalm 46. Die opskrif van my Bybel sê, God is 'n toevlug. God is 'n toevlug. Ek hoop en ek glo en ek vertrou dat hy ook U toevlug sal wees en is. Dit sê vir die musiekleier van die kinders van Korag. En hy sê ook, hoe gaan ons hom sing? Hy sê, ons gaan hom sing met sopraan stemme. Hy sê, dit is 'n lied. Dennis, hoe klink hy? Eendag sal ons hier die opname kan in die hemel terugspeel. Ek sal graag wil luister hoe hierdie lied daardie tyd geklink het, toe die kinders van Korag dit gesing het. Vers 2 sê, God is vir ons 'n toevlug en sterkte. As ons 'n besluit maak om te sê, ons gaan die Here ons toevlug, ons sterkte, ons krag maak vir 2026. As ons 'n besluit maak en sê, ons gaan hom ons hulp maak in benoudhede. U en ek weet nie wat vir ons voorlê in 2026 nie. En dit mag wees dat daar 'n benoudhede oor ons pad kom. Maar hy sê, hy's in hoë mate daarin beproef, beteken hy's dat Heer en hy weet daarvan. En juist daarom sê vers 3, daarom sal ons nie vrees nie. Hoe lyk iemand wat vrees? Hoe lyk iemand wat bang is? Wat bekommerd is? Die asem raak vlakker. Die hand het 'n bewe op. Die al daardie paadjie gestap. Maar vers 3 sê, al waggel die aarde. Jy laat die aarde gesien waggel? Nee. Beteken, ons benoudhede gaan erger raak as wat ons ook ooit besef het. Al wankel die berge weg in die hart van die see. Laat sy waters bruis, laat hulle skuim, laat die berge bewe deur sy onstuimigheid. En dan gaan hy en hy sê, kom ons kyk gou na iets anders. Kom ons kyk weg van die vrees en die benoudheid. Kom ek wys jou. In vers 5 verander die toneel. En hy sê, die stroompies van 'n rivier maak die Godstad bly. Die heiligste van die woninge van die Allerhoogste. God is daar binne-in. En asof hy so met sy skouertjie, so, sien jy dit? Sien jy dit?
Dit sal nie wankel nie. God sal dit help as die dag aanbreek. En weer sê, kyk gou hier. En weer verander die toneel. Want vers 7 sê, nasies het gebruis, koninkryke het gewankel. Ek wil hê jy moet so afkyk. Jy moet jou in die gesig kyk en sê, sien jy dit? En dan kom ons by die hoor. Hy het sy stem verhef. Die aarde bewe. Die Here van die leerskare is ons belofte is met ons. Amen. God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. En dan kom die uitnodiging. Want ons kan nie mekaar eintlik Kubai sê, soos daar nie 'n uitnodiging is. En die uitnodiging vind ons in vers 9 en dit sê, kom, aanskou die dade van die Here. En nou maak dit nie vir ons regtig sin nie, want wat moet ons kom aanskou? Die verskriklike dinge wat die Here oor die aarde bring. En nou gaan ons lees oor watter dinge gaan hy oor die aarde bring. Vers 10 sê, wat die oorloë laat ophou. Is dit 'n verskriklike ding of is dit 'n goeie ding? Tot by die einde van die aarde, die boog verbreek. 'n Boog daai tyd is maar sekere geweer of ammunisie of koels of bomme. Die spies stikkend slaan. Die strydwaans met vuur verbrand. Dalk verskriklike dinge, omdat mense nie gereed is vir die prent wat hulle nou gaan sien nie. En asof hulle nog 'n laaste kans wil vat. Maar vers 12 vat ons nou op die skouer en sê, laat staan. Laat staan maar. Laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. U en ek moet kies. Wanneer verskriklike dinge oor ons kom en om ons gaan begin gebeur, ons moet vandag kies. Mag die Here seën. Amen. Here, ons vra dat U sal in ons harte inkom. Dankie dat deur die Heilige Gees in ons, wat ons motiveer en ook ons kan die hemel bly maak. Here, dankie dat ons hierdie voorreg het. En ons vra dat dit sal bewaar word in ons vandag. Here, dat U sal Brunica seën en dat hy sal die boodskap gee wat U vir hom laat voorberei het. Here, dat U sal ons harte sag maak en sodat die reën van U Gees gaan deurdringend in ons harte indring. Here, ons vra dat U sal saam met hulle wees wat nie hier kan wees nie as gevolg van omstandighede. Here, dat U sal U Gees gaan ook teenwoordig wees by hulle. Here, ons vra ook dat U sal hulle nader trek wie se harte koud geword het. Dat hulle sal weer terugkom en verhit word in die kools van U kerk. Here, dat ons sal sulke mense wees wat hulle gaan weer warm maak.
Here, ons vra dat weer eens dankie vir al die seëninge, dat U ons deur die week gedra het. Here, dat U sal ingryp in elke een van ons lewens. U ken ons uitdagings en ons vra dat net U naam verheerlik word. Dat ons sal vergeet van self en vir U lewe. Ons bid dit deur die naam van U Seun, Jesus Christus, terwyl ons sondes vergewe. Amen. Here, ons bring dit wat U vir ons gegee het, U gedeelte weer terug. Here, dat U sal dit seën en vermenigvuldig en dat U vir uitreiking van U koninkryk. Ons bid dit deur die naam van U Seun, Jesus Christus. Amen. As die kinders kan nader kom, asseblief. Nikke het 'n verhaal vir julle. Dankie. Hallo julle, gaan dit goed? Is julle bly om hier te wees? Groot mense? Hallo? Gaan dit goed met julle? Ek sien kinders wat nie meer kinders is nie, of hulle dink altyd so. Maar eintlik is ons almal kinders. Jy's bevoorreg, jy sit hier by hulle. Jy's so 'n bietjie bevoorreg, jy sit ook hier by hulle. As baie groot mense wat sou wou gee om nog jonk te kon wees. Dennis, die grys kom deur. Die tyd stap aan. Vir 'n paar weke al is daar 'n groot brand tussen die see en die Langkloof. Die area is dan bekend as die Soetkraal Tsitsikamma bewaringsgebied. Ek het dit nooit geweet, Dennis, het jy dit geweet? Dennis het geweet, Sarah, het jy dit geweet? Sarah het ook nie geweet nie. En vir klompe dae kan jy die rook sien en wonder wanneer gaan hy na ons toe kom. Is julle bang vir vuur? Of is julle nie bang vir vuur? Nie eintlik nie. Die vuur brand sommer daar en dan gaan ons aan, want ons is gewoond, maar hierdie is 'n groot bergbrand. En Dinsdag aand het ek daar by Mosselbaai Hartenbos verbygery en letterlik soos in, ek skat 5 minute voor hulle die N2 toegemaak het. Want die rook is 100 plus meter in die lug op. En jy kan skaars voor jou sien. Die N2 was toe, tot die volgende oggend toe. En die laaste wat ek gehoor het, was dit meer as 17 huise wat afgebrand het. Vuur is nie iets wat jy mee speel nie. En hierdie week het daardie vuur wat in die agterkant van die berge gebrand het, oor die berg gekom. En binne 2,5 ure het hy afgekom en onderby die vrugtebome gewees. En toe hy nie meer kan verder vrugtebome toe gaan hy Misguns se kant toe. Berg, brand. En jare gelede het Werk vir Water daar indringerplante afgemaak en die plantmateriaal lê so in rye en ons weet as hy dit gaan kry, dan gaan hy buite beheer wees. En ons het vir die kerkmense gevra. Ek het vir Loue gevra, ek weet nie of hy vir julle gevra het nie. Het hy? Dankie. Ons moet bid. En ek wens ek kon julle die voice note speel van 'n tannie wat daar is. Maar die tannie sê die kwaaie wind het gaan lê. En die
wind wat die vuur aanjaag, was daar nie meer nie. En hier brand die vuur so rustig as wat jy kan dink aan. Is dit 'n wonderwerk? Is dit 'n wonderwerk dat dieselfde wind toe weer 'n bietjie begin waai, maar in die rigting waarvan die vuur kom? Beteken hy breek nog verder. Daai selfde tannie op die voice note aan my sê, Nico, die Here kan reën stuur, al is aan die wolke nie. Dit was 'n rowwe nag. Dit het 8 uur, en 9 uur, en 10 uur, en 11 uur, en 12 uur geraak. En 1 uur, en 2 uur. En daar, in hierdie nag, staan sy weer buite. Sy sê, voel ek iets op my hand, my arm? En sonder laat meneer Skutte van SABC 2 enigiets gesê het, begin daar 'n styferientjie uitsak. En die hele vuur word doodgereën. Hierdie vuur het vroeër daardie middag gespring, meer as 1 kilometer deur die lug. Wie het al met vuur te doen gehad? Ons huis het al afgebrand. En aan die ander kant het hy begin, en die wat die kloof ken, binne 'n kwessie van 2 ure is hy bo die teerpad, ander kant in die Kambo berge in, of naby die berge in die pad daar, die veld. Partykeer voel dit vir ons. Wat gaan bid help? Vir al julle kinders. En baie keer bid ons en dan gebeur dit nie soos ons gebid het nie. Moet dit ons moedeloos maak? Of moet ons sê, Here, wat is die groter prentjie? Want baie keer gebeur dat dinge wat, hoekom het die vuur gebeur? Maar vandag kan ons terugkyk en sien die Here is goed, selfs in die vuur. Al gaan jy in 'n dal van doodskaduwee. Die duiwel het ander planne. Met jou. Maar God het 'n plan. En die vraag is of ons bereid is om te sê, Here, hier is my hand, vat hom asseblief en lei my. Al is dit ook deur die vuur. As jy deur die vuur moet gaan, sê Jesaja, net wat sê dit? Sal dit jou nie skroei nie. Veral in die winter is ons geneig om 'n vuurtjie te maak vir die hitte. Party van ons maak 'n vuurtjie vir kos. En as jy weer 'n vuurtjie maak, onthou vandag in die kerk. Onthou dat jy vandag hier was, né? En as jy moet kies of jy weer gaan kom en of jy gereeld gaan kom en of jy altyd gaan Jesus opsoek op die Sabbat. Moet nie vergeet nie. En ek weet, die groot mense gaan dalk volgende week klaar vergeet het. Maar moet dit nie vergeet nie. Maak jou keuse vanoggend vas. Dan jy net kan begin speel. Terwyl hulle gaan sit, maak jou keuse vas. Kom wat wil, ek gaan nie Jesus los nie. Amen. Dit is 'n voorreg om vir julle te kan sien vanoggend. Dit is 'n voorreg om die Here op te soek op die tweede Sabbat van die nuwe jaar. En voor ons so uitvee, dan is die eerste kwartaal verby. Die eerste lied wat ons gesing het, ek is jammer dat dit vir julle 'n vreemde lied was.
Ek is baie nuuskierig as ek 'n opname kon doen of julle hom ooit weer sou wou sing. Die koring sal hy dan versamel. Maar die kaf word verteer in die vuur. Wanneer die vuur deurgehardloop het, hierdie Mosselbaai brand en al die brande oor die Wes, Suid, Oos Kaap, laat my dink aan die brand 'n paar jaar terug in Nysna. As ons dit moet vertel, gaan hulle sê, dit kan nie waar wees nie. Waar 'n vuur lig langs teen, julle kan gaan huiswerk doen. Hoe vinnig het daar die vuur aangekom? Ons het daar by die hoofouderlingshuis in Karatera gestaan, en daar onder is 'n huisie. En die man en sy vrou het gedink hulle gaan gou in die Land Rover spring en wegry. En hulle het hulle net daar opgetel. Die oom het gedink hy gaan omdraai en gou die gaskanne by sy huis gaan haal. En toe hy kyk, toe is die vuur reg rondom hom. En gelukkig het hy 'n dik arme jas aan, en hy kon daar die jas en sy kappie boor omgooi, en in die middel van die paadjie kon hy neerval. En die vuur kon verbygaan. Hulle geute van die huis het weggesmelt, maar die huis het bly staan. Die koring word versamel, maar die kaf word verteer in die vuur. En nie en ek moet vir oggend kies, gaan ons koring wees, of gaan ons kaf wees? En iemand het hy vertel van, het gekom en in die aand, terwyl niemand sien nie, 'n saadsak gevat en wat gedoen? En onkruid tussen die koring ingeplant. En hoogs ontsteld kom hulle en sê, meester, wat gaan ons hier doen? En die Here sê, wat? Laat hulle staan. Laat hulle staan. Is daar net koring in die kerk? Maar is dit nie 'n wonderwerk dat onkruid of kaf kan koring word nie? Die Here is in staat om te verander. Die lied wat ons nou gesing het sê, oral wag die koringlande. Waarvoor wag ons? Ons wag vir die koms van die Verlosser. Die goue golwend graan. Vanoggend se tema is 'n stukkie brood. Verstaan julle nou hoekom ek graag al twee liede wou sing? Want dit pas pragtig in by ons tema, 'n stukkie brood. Mag ek ietsie bysit by die tema? Kan ek sê 'n klein stukkie brood? Mag ek nog iets bysit? 'n klein stukkie droë brood. Wil julle nog iets bysit? Nee, ons gaan nie. Wie van julle het nie brood in die huis nie? Wie van daar's iemand wat die brood het? Wow. Tannie. Wie bak hulle eie brood? Ja, ek sien julle skaam, julle steek net so 'n stukkie op. Wie koop brood? Julle het almal brood in die huis, maar julle is nou so skaam om te sê, ek koop dit of ek bak dit. Wie van julle koop of bak brood? Maak nou nie sakkie, dis nie 'n strikvragie. Koop of bak brood nog voordat die ou een op is. Ek sien net een hand. Ek sien twee hande, julle is baie skaam. Julle, ek is maar 'n gewone ouer. Daar in die koppiekas. Dis hoe ons groot geraak het, hoe hy genoem word, die koppiekas. In die kombuis. In die middel tussen die 4 deurtjies wat oopmaak wat die kos in was.
onder die 3 laaitjies. Die boonsteen was die messe, virke en lepels. En dan was daar die 2 laaitjies wat eintlik maar die mekaar laaitjies was. Daar is sommer alles ingedruk. Die leë broodsakkies en die ou sleutels wat nie meer maat sit nie. Maar onder hom was die broodbin. En hy kon so oopmaak en Tannie Myra se winkel moes jy 'n direkte lang sentrale lyn bel om te hoor. En wanneer jy lei die lang sentrale en vra hulle daar van die siding af nommer asseblief. En eendag is ek lelik uitgetrap want ek het nie gesê asseblief nie. 144. En dan sit die sentrale jou deur en jy kom daar by Tannie Myra se winkel uit en dan vra jy, Tannie, het jy brood in die winkel? Een klein stukkie droë brood. En ek het die voorreg om daardie klein stukkie droë brood te deel. Sit nie hierdie snaakse ding in my hand gedruk, sit nie, jy gaan vir my help, moet ek net druk. Kom ons gaan na die eerste videoetjie. Sit nie, gaan jy my op die pad sit. Baie dankie. Kom ons kyk na hierdie pragtige video. At lunch, when a new boy came to her table. "Can I sit here?" Everyone else said no, he asked. She saw his empty tray. "Where's your food?" "I forgot my lunch money again," he whispered, embarrassed. Without thinking twice, she broke her sandwich in half. "Here, my mom always packs too much. Thank you, I'm David." Lily shared her lunch with David, but on Friday, he didn't come. On Monday, the teacher said, "David won't be coming back." His family moved away suddenly. Lily felt sad, but as years passed, she forgot about him. 15 years later, Lily sat in the bank manager's office, crying. "Please, sir, I just need 2 more months. My mom's medical bills took all my money." "Miss Parker, you're 3 months behind on your mortgage. I'm sorry, but we have to take your house," the manager said. Lily walked out broken. She was about to lose her childhood home, where her sick mother still lived. That evening, someone knocked on her door. A man in a fine suit stood outside. "Lily Parker? Yes? I'm David Collins from Collins Development. I think your house is listed for foreclosure?" Lily's face fell. "Are you here to throw us out early?" He smiled kindly. "No, I'm here to pay off your mortgage." "What? Why would you? Do you remember sharing your sandwich with a new kid in 3rd grade?" Lily gasped. "David? The boy with no lunch money?" He nodded. "Yes. Every day, you gave me food when no one else even wanted to sit with me." His voice grew soft. "Lily, I wasn't just new. I was homeless, living in a car. That sandwich was sometimes my only meal." Lily covered her mouth in shock. "My mom later found a job, and we moved away. But I never forgot you. You treated me like a friend, not a problem." He gave her an envelope. "Your mortgage is paid. So are your mom's hospital bills." "David, I can't take this." "You can, because 15 years ago, a little girl showed me kindness. That memory gave me strength to build the company I run today." Lily began to cry. "I only shared a sandwich. You shared hope with a hungry, scared boy who thought the world was cruel. You changed my life. The child you are kind to today may become the adult who saves your tomorrow." Comment 100 if you agree. Amen. Mag ek jy 'n vraag vra? Wat doen u en ek met daardie klein stukkie droë brood? En op die stadium kan ons amen sê en huis toe gaan. Maar ek het nog nie begin preek nie. Ek het net 1 blaai. En ek geniet dit om dit te noem, want die tannie het gesê, toe ons 1:30 uitstap, dankie tog, jy het net 1 blaai gehad. Ek wil julle uitdaag vanoggend om vir my te help, waar gaan ons brood in die Bybel kry? Wanneer ons 'n stukkie klein brood wil deel, kom ons gaan gesels gou. Oestyd is verby, het is net die stokkies wat staan, daar by die koringlande nou. Dis droog, dis vaal, dis geel, maar die koring is veilig in die silo's. En een of ander manier moet daardie koring brood word. Maar ons gaan nou daaroor praat. Ek wil eers gesels oor waar gaan ons brood in die Bybel kry.
Daar in een van die klein dorpies is 'n seentjie op pad na die see van Galilea toe met 'n kosblik. Hoe groot was sy kosblik? Help my. Dankie, jy het gewys, jy is die enigste een wat nog 'n bietjie wakker is, wys vir ons. Hoeveel het daar ingepas? En hoe groot was die visies? Ek hou van jou gedagtes. En hoe groot was die broodjies? Sal jy sê dis 'n bangrootte? Dink julle hy's al een wat ietsie gehad het? Ja, Gary, jy sê nee. Jy is seker van jou saak? Ek sien meer as een keer wat jy sê nee. Nou kom die ander nie gesê hierso nie. Is dit dalk soos as ons ry op die pad, want ons ry baie op die pad en dan is my werksmense by my en dan hier by 11 uur dan vra ek vir hulle, het julle kos? Dan sê hulle, ja meneer, maar hulle is al lank al opgeëet. Dink julle die kosies was dalk al opgeëet, die blik was leeg? Dink julle daar was 1 of 2 wat gesê het, ek gaan nie deel hê, sorry, dis myne. Dink julle die disipel het of vir daai klonkie by die hand gevat en daar voor Jesus vir Jesus gewys en gesê, kyk hier het ons 'n mannetjie met 'n kosblik en hy's bereid om dit te deel. Dink julle sy kosblik het leeg huis toe gegaan soos die ander ouetjies in? Na sy kosblik volgemaak is dit nie. Dink julle sy kosblik kon toemaak? Het julle al gedink, waarin het hy regtig die, ek sien nou kosblik, maar waarin het hy regtig 'n mandjie, dink jy? Gevlegte mandjie. Dink julle het so effens opgestaan? Kevin, in my prentjie was sy ma nie daar nie. In my prentjie en julle prentjie mag verskil. Was dit 'n enkel ouer, mamma en seentjie. En in my prentjie en julle gaan my moet help eendag dat ons kan rewind tot daar en gaan werklik kyk in die hemel. Hoe was dit werklik? Maar my prentjie hardloop by die straat af. Het julle al 'n seentjie gesien van 10, 11 wat opgewonde is? Wat sy oë blink. Kan hy stil staan? Dit klink uit ritteltit, want hy spring en hy, dink jy hy moeg, drentel by die huis gekom. En my prentjie die voordeur oopgebars. Maar kom hier, kyk. Jy sal nie glo wat vandag gebeur het nie. Dink julle ma se oë en trane was daar? Dankie, Daniel, vir vanoggend. Ek het vir Daniel vorige keer buite na die Sabbatskool gesê, jy laat ons lekker trane afvee. Dit is goed. Al vat dit 4 jaar. Dit is getrou. Daar's nog baie ander. Het julle enetjie wat julle sê, ek vir jou daai een. Is julle daar? In die boventrek. So effens het ek kwawel, wie gaan die belangrikste wees? Wie gaan langs Jesus sit? En Jesus is al 'n bietjie stiller as gewoonlik. En later raak almal stil en hy sê, een van julle gaan my verraai. En daar is die brood en daar is die skottel en die broodjie word ingedruk in die skottel. Ek gaan nie almal sê nie, ek het so lank lys, maar julle moet my help. Daar in die woestyn raak die span honger en die manna val. Hoeveel dae in 'n week? 6 dae. Hoeveel dae eet hulle? 7 dae. En die Here sorg. Maar tog sê hy op 'n ander plek, jy gaan nie net van brood alleen lewe nie. Sien julle nou al die tendens wat ek graag wil hê julle moet bydra tot, maar dit lyk my julle
Dis nie regtig lus hier. Jy gaan nie net van brood alleen lewe nie. Daar in die heiligdom as jy instap, het jy wat gekry? Die toonbrode. Die Here sê werp. Dankie. Jou brood op die water. As ons daar in 1 Konings gaan lees, dan lees ons van en het Tisbiet, Elia. Wat van Elia? Die woord van die Here het tot hom gekom en gesê, gaan praat met Agab, sê vir hom. En vat jouself en gaan steek jou weg waar? By 'n spruit met die naam van Krit. Dennis, jy kan nie dit vergeet nie. Krit. En die kraai het vir hom wat gebring? Kos gebring, brood gebring. En hoeveel keer 'n dag? Lyk vir my, ek het julle vasgevra. Nee, jy moet gaan lees. 2 keer 'n dag. Smorens en in die aand. Dis droog, dis die grootste droogte soos ons nou beleef. Dink julle dit was erger? Ek dink dit was erger. En ek wil hê ons moet altyd buite kan die boks dink. Dink julle die kraai was ook honger? Dennis, jy hou nie van kraaie nie. Dennis hou niks van 'n kraai nie. En Elia sien hier kom die kraai. Het hy sommer net gekom? Of het hy so 'n bietjie rond? En daar gaan sit hy en so waar hy iets in sy mond of in sy bek. Was dit dieselfde kraai wat elke keer gekom het? Waar het hy die brood gekry? Het jy dit regtig gesê? Ja. Ek glo dit van die koning se tafel. Ek hou van jou prentjie. En toe die koning sy oë knip, die Here is getrou. Daar in die tuin van Eden, en dit lyk my ek gaan almal moet sê die Here vir Adam en Eva, in die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien. Terwyl Jesus in die versoeking staan en in 40 dae vas is, vat die duiwel hom op en waar vat hy hom heen? Daar na die hoogte toe, op pad soontoe, lê daar 'n paar klippe en wat sê hy vir hom? Hy sê, as jy die seun van God is, maak dit brood. Maar die Here sê vir hom, daar staan geskrywe, jy sal nie net van brood lewe nie. En dan is daar 'n tafel. Het julle die tafel gesien? En die mense eet lekker. Julle al gesien hoe baie mense die tafel skoon vee voor hulle? Dit is 'n aanwensel, né? Want die tafel is nie vuil nie. Maar wat lê baie keer op die tafel? 'n Paar krummeltjies. En die Here sê die hondjies kry ook iets. Maar die een wat 'n geestelike nood het daar buite, het 'n broodjie nodig. 'n Geestelike brood. Ons slotlied gaan wees, breek u die lewensbrood. En dan net ek het nie van julle vergeet. Julle gaan nog vir ons pragtig sing. Maar is ons bereid om die brood te breek? Waar gaan ons brood kry? Ons moet tyd maak met die woord as ons geestelik vat en gaan baie geestelik en fisies praat. Herman, wat het ons nodig? Ons het grond nodig. Ons het implemente nodig. Ons het saad nodig. Ons het water nodig. Ons het reën nodig.
Ons het bemesting nodig. Maar ons het 'n visie nodig vir iemand wat kan sien. Ons het kennis nodig. Ons het kapitaal nodig. Daar teen die kus is ons besig met werkies en ek praat met die een man en hy sê, het jy nie gehoor nie. Hy sê, Miek het sy plase verloor. Jare daarna praat ons weer daaroor, terwyl ek met hom saam ry en hy sê, daardie jaar het Miek nie eers geld gehad om saad te koop nie. Ons het 'n gewilligheid nodig. Maar ons het ook geloof nodig. Jare gelede toe ek nog in die laerskool was, daar in Somersetskift, het die dominee van Misgind op 'n maandagoggend vir ons ietsie kon lees. En het die geel, rooi of groen jeugsangbundel, het ons 'n paar liede saam gesing, en daar so aan die einde van die boekie was 'n lied, en ons het altyd gewonder, moet ons dit waag om hierdie lied te laat sing, want die lied het gesê, landman saai getrou. En hierdie dominee se van was landman. Landman saai getrou, laat die grond die saad maar hou. Waar ons nou nog niks sien staan, gee God goue graan. Ek gaan vra dat julle eers sing. Anet, Michelle, en nou hierdie name wat ek nog nie ken nie. Fransie, baie dankie. Soos Nico genoem het, met die vierde wat ons hierdie week gehad het ons die vrymoedigheid gehad om na die Here toe te kom en vir hulp te vra. Dan wonder ek, as dit goed gaan met ons en ons is besig, hoeveel tyd vat ons om na ons binnekamer toe te gaan, 'n bietjie met die Here te praat. Has it been since you talked to the Lord and told Him your heart's hidden secrets? How long since you prayed? How long since you stayed on your knees till the light shine through? How long has it been since your mind felt at ease? How long since your heart knew no burden? Can you call Him your friend? How long has it been since you knew that He cared for you? So I cherish the old rugged cross till my trophy at
at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. How long has it been since you knelt by your bed and prayed to the Lord up in heaven? How long since you knew that He'd answer you and would keep you the long night through? How long has it been since you woke with the dawn and felt that the days were the living? Can you call Him your friend? How long has it been since you knew that He cared for you? Can you call Him your friend? How long has it been since you knew that He cared for you? Amen. Amen. Wat 'n pragtige lied. En hoe pragtig gesing en gespeel. Baie, baie dankie. Ek sit in Riversdal gemeente en die Monica wat die lesstudie het, deel vir ons 'n prentjie uit. 'n Prentjie wat eintlik baie eenvoudig is. Prentjie met jou daarbo in die hoek. 'n Prentjie met 'n paadjie. Jou paadjie. Julle kan sien die paadjie begin bruin en droog en swaar. En die prentjie gaan verby wat hier? Verby 'n altaar. Dit 197 sê, hier plant ek my Ebenezer. Want tot hier het U gelei. En as ons net kan stil raak, as die Here, U het vir my gebring tot hier. Hoeveel ander wil U ook bring? Die volgende prentjie is 'n klein seentjie. En die seentjie se woorde op die skerm, en julle sien seker beter daar as ek hier, maar hy sê, Here, praat en werk vandag en elke dag deur my, sodat ek 'n verskil kan maak. En ek word uitgedaag om 'n verskil te wees daar buite. Die lied sê, I cherish that old rugged cross. Is ons bereid om daardie liefde uit te dra. En ek het die voorreg om dit te doen. Stel ons uit en sê ons het nog tyd. Ons doen. Ons laat 'n geleentheid deur ons vingers glip. Die volgende prentjie wys vir ons hoe kort is ons geleentheid wat ons eintlik het.
'n ouma, wie van julle is ouma's? 'n ouma, 'n kleindogter. En wat sê ouma vir die dogtertjie daar? It's only a short trip. Wanneer jou oë knip, is dit verby. Gaan ons dit gebruik? Hoe gaan ons behalwe om fisiese brood te deel? Want daar in Van Wyksdorp ry ons agter die ouderlinge aan om te gaan eet by hulle en daar hulle aanbid in die NG Kerksaal elke tweede Sabbat. Stop die kar voor ons. En sy vrou klim uit en sy maak die boot oop en sy haal 'n stukkie brood uit. 'n Stukkie brood wat oorgebly het by die ete. En toe sien ons eers is mense langs die pad. En sy gee vir hulle die stukkie brood. Om 'n verskil te maak. Al het jy nie brood nie. Ons volgende prentjie sê vir ons, en ons het net nog so 2 of 3 prentjies oor, as julle sal vergewe. Gaan julle my help lees? I will always remember those who came with a lamp when I was in the dark. En ek moet erken dat ons was ook al in die donkerte. En ek moet erken ons weet hoe dit voel. Vanoggend so by 3 uur se kant. Sorry toe sy ligte dood. Dit het gisterand nog gebrand. En ewe skielik weet ek nie hoe en waar is die deur nie. En ek weet ook nie waar is my foon nie, want hy's nou iewers daar aan die ander kant. En ek maak vir Esther wakker, ek sê jy sal my moet help nou. Het ons die vrymoedigheid om vir ons kerkmense te vra, vir ons kerkfamilie te vra. En ek wil nou nie sê wakker te maak nie, maar om ons kerkfamilie te vra. Help my. Want baie keer gebeur het dat ons eie kerkfamilie hulle self bevind in die donkerte. Ons volgende prentjie sê toe my min genoeg geraak het. Ek het baie gedink hierdie week en 'n half met hierdie 2, 3, 4 verdieping huise wat met rygoed in die garage als afgebrand het. En dan dink ek by myself, vir wie is dit erger? Vir daardie ou wat so baie verloor het, of die ou wat net met sy bietjie in die straat afstap en daai bietjie te verloor. Maar toe my min genoeg geraak het, toe pas oorvloed in my hand se palm in. En die Here verwag nie ons moet 'n 50 brode of 100 brode. Wat is ons tema? 'n Klein stukkie droë brood. Soos bereid om die bietjie wat ons het te kan deel. Ons volgende prentjie gaan ek nie sê waar dit geneem is nie. Miskien weet jy. Hierdie kerk se deure is toe. Ek sien jy vir ons dat wel. En hulle vra die vraag by die aanmerkings, wat het gebeur? En die aanmerking sê die gemeente het ophou bestaan toe die laaste lid nie meer gekom het nie.
Hoekom? Hoekom is daar 'n kerk wat leegloop? Ek kan my net indink die pragtige pyporgel, die pragtige banke. Julle het vanoggend in die Sabbatskool bietjie van Lady Smit gehoor. Lady Smit het vanoggend die eerste keer van hy in jaar 2000 gestig is, banke in hulle kerk. Is dit omdat 'n stukkie droë klein stukkie brood nie gedeel was nie? Is dit omdat die uitnodiging dalk met die wind weggewaai het wat sê kom? Is dit dalk omdat niemand gekom het met die liggie vir die wat in die donkerte is nie? Is dit omdat ouma se tydjie te kort geraak het? Is dit omdat die seentjie nie die verskil gemaak het wat daar verwag was van hom nie? Ons volgende prentjie is dit dalk omdat die maatjie verdwyn het. Wat sien julle op die bord? Julle sien 'n meerkat, 2 meerkat. Is dit 'n meerkat? 2. Is dit al wat jy sien? Jou bril, is hy alright? Hou hulle mekaar regtig vas? Ek sien ja, jy's reg. Ek sien 'n bietjie rooi grond en ek sien die rooi grond op hulle snoete ook. Ek sien die voorsteenetjie so half of hy ingedruk word. Dink julle die agtersteen word deur hom regop gehou of dink jy hy hou die agtersteen regop? Maar kan julle in hulle oë kyk? As julle skerm goed genoeg? Wat sien julle in hulle oë? Onthou, my prentjie werk altyd so, jy moet sien wat jy nie sien nie. Dankie. Ek sien 2 kreature wat mekaar nodig het. Wat gemaklik voel om mekaar te ondersteun en te help en vrymoedigheid het. Wanneer ons so hard gesukkel het daar, ek sien jy nie rooi nie, om jou kossies te kry, om nog staande te kan bly. Ons het net 2 prentjies oor. Ek het seker net gesê 3 en toe sit nog 5, ek is jammer. Maar ons het regtig net 2 oor. Wil julle hulle sien? Ek wonder. Sit nie, bring vir ons maar die 1 prentjie op. Wat is dit? Dis Beye, wie het so gesê? Daar sy. Beye boer se vrou. Wat soek die bye daar voor aan die bakkie? Julle weet nie. Nee, hulle is nie dors nie. Wanneer ons heel nag bye ry, van die donker tot lig. Wanneer jy die korwe aflaai, dan kom maar 'n paar bye uit. En dis al lig wat ons gebruik op die bakkie. Die ander hoofligte sit ons af, want in die nag gaan die bye na die lig toe. En daar by die lig is dit so effens bietjie warmer. En hulle kan sien, en dan pak hulle daar. En dan begin hulle daar sit en hulle hou vas. En soos hierdie bakkie nou daar staan, dis die volgende oggend het hy al meer as 300 km gery. Hoe vinnig ry ons? Of kom ons vra soos 100 km/h, hoe vinnig is die wind? Het die wind hulle weggewaai? Is ons bereid om mekaar vas te hou? Daar buite is mense wat nie eers 'n stukkie brood het nie. Daar buite is mense wat niemand het. Walter Feit het gesê, die duiwel gaan jou probeer uitskit. Maar
Goodman se vrou het gesê, ek gaan gom vat en ek sal my vasplak. Is ons bereid om vas te hou? Ons laaste prentjie. En ek weet nou weer nie waar dit is nie, want ek het laas gesê waar dit is, en toe sê my vrou, dis nie die waarheid nie. En nou weet ek nie waar dit is. Sê jy maar vir ons waar dit is. Hoor jy die stem? Die stem sê, hoe kan jy nie weet waar dit is nie? Dis 'n prentjie daar uit die Langkloof uit. Met 'n pragtige sontoneel. Dan gaan 'n stadium wees wat ons nie meer die stukkie brood kan deel nie. Wat dit verby is. Mag die Here vir ons die brood breek, soos vir die menigte daar by die meer. En mag daai gebreekte broodjie vir ons versterk en ons krag gee en ons moed gee om 'n verskil te maak. Amen. Gaan kyk in die broodbin. Moenie laat die brood so oud raak dat ons dit nie kan deel nie. En deel dit. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons die voorreg gehad het om U te kon opsoek. Dankie dat U ons herinner het dat U vir ons iets beters in plek het. Dat U vir ander beter in plek het. En help ons om ander te help en U oë en hande en voete te wees in hierdie wêreld. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.